Welkom terug, en vandag is ons by les 13. En het sê, 'n betekenislose wêreld veroorsaak vrees. Vandag se idee is in werklikheid net 'n ander vorm van die vorige een, behalwe dat dit meer spesifiek is oor die emosie wat opgewek word. 'n Betekenislose wêreld is eintlik onmoontlik. Daar bestaan niks sonder betekenis nie. Dit beteken egter nie dat jy nie sal dink dat jy iets waarneem wat nie betekenis het nie. Jy sal inteendeel hoogwaarskynlik dink dat jy dit wel waarneem. Die erkenning van betekenisloosheid ontlok intense angs in alle geskeide mense. Dit verteenwoordig 'n situasie waar God en die ego mekaar uitdaag oor wie se betekenis in die oop spasie geskryf moet word wat die betekenisloosheid veroorsaak. Die ego storm rasend in om ten alle koste sy eie idees daar neer te plak, bang dat die leegte andersins gebruik sal word om sy eie onvermoë en onwerklikheid te bewys. En slegs in hierdie opsig is hy korrek. Dit is daarom noodsaaklik dat jy leer om die betekenislose te herken en sonder vrees te aanvaar. As jy bang is, sal jy sekerlik eienskappe aan die wêreld toeken waaroor dit nie beskik nie en dit met beelde en voorstellings vul wat nie bestaan nie. Vir die ego is illusies veiligheidsmaatreëls, soos hulle heel waarskynlik vir jou ook sal wees wat jouself met die ego gelykstel. Vandag se oefeninge, wat ongeveer 3 of 4 keer gedoen moet word, vir nie langer as 'n minuut of wat op 'n keer nie, moet op ietwat ander maniere as die voriges toegepas word. Herhaal vandag se idee vir jouself met geslote oë. Maak dan jou oë oop. Kyk stadig om jou heen terwyl jy sê, ek kyk na 'n betekenislose wêreld. Herhaal hierdie stelling vir jouself soos jy rondkyk. Maak dan jou oë toe en sluit af met, 'n betekenislose wêreld veroorsaak vrees, omdat ek dink dat ek met God meeding. Jy mag het moeilik vind om nie weerstand van een of ander aard op hierdie laaste uitspraak te ervaar nie. Ongeag watter vorm hierdie weerstand ook al mag aanneem, moet jy jouself daaraan herinner, dat jy in werklikheid vir so 'n gedagte bang is vanweë die wraak van die vyand. Daar word nie van jou verwag om die uitspraak op hierdie stadium te glo nie, en jy sal dit heel waarskynlik as absurd van die hand wys. Let egter versigtig op enige tekens van verbloemde of onverbloemde vrese wat dit mag opwek. Dit is die eerste poging tot die uitspreek van 'n eksplisiete oorsaak en gevolgsverhouding, en wel van 'n soort wat jy nog uiters moeilik vind om te herken. Moenie stilstaan by die slotsuitspraak nie, en probeer om nie eers daaraan te dink nie, behalwe tydens die oefenperiodes. Dit sal op hierdie stadium voldoende wees. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.